Goeiemôre, baie welkom by vandag se oordeenking. Kom ons buig net die hoofde saam in gebed. Here, mag U woord ons gees vandag versterk. Amen. Paulus teken by 4 geleenthede vir ons op, 1 Korintiërs 7 vers 12, 17, 20 en 24. In vers 12 sê hy, as 'n gelowige man met 'n ongelowige vrou getroud is, en sy gewillig is om by hom te bly, moet hy nie van haar skei nie. Dan in vers 17, verder moet elkeen in die omstandighede bly wat die Here vir hom gegee het. Vers 20, in die samelewing moet elkeen bly in die omstandighede waarin hy was toe God hom geroep het. En vers 24, broers, elkeen moet God dien in die omstandighede waarin hy was toe God hom geroep het. Jy sal onthou dat Paulus in 1 Korintiërs 1 vers 1 na sy roeping verwys het met die woorde van Paulus wat deur die wil van God geroep is om 'n apostel van Christus Jesus te wees. Hierdie roeping in Jesus maak 'n interessante draai in hoofstuk 7. Oor die huwelik merk Paulus op, as 'n gelowige man met 'n gelowige vrou getroud is en sy gewillig is om by hom te bly, moet hy nie van haar skei nie. Die beginsel is dat gelowiges nie van hulle kant die verhouding moet verbreek nie. Hy neem dan hierdie beginsel en herskryf dit 3 keer. In vers 17 sê hy, verder moet elkeen in omstandighede bly wat die Here vir hom gegee het. Hy moet bly wat hy was toe God hom geroep het. In vers 20, in die samelewing moet elkeen bly in die omstandighede waarin hy was toe God hom geroep het. In vers 24, broers, elkeen moet God dien in die omstandighede waarin hy was toe God hom geroep het. Tussen hierdie 4 keer wat hy hierdie beginsel neerskryf, vleg hy 3 soorte verhoudinge in. Die eerste is 'n huweliksverhouding, die tweede 'n verbondsverhouding met God op grond van besnydenis, en die derde is 'n eienaar-slaaf-verhouding. By elkeen maak Paulus dit duidelik dat jy moet bly soos jy was toe God jou geroep het. In die lig van sy eie persoonlike roeping in Christus en die omstandighede waarin hy self ook verkeer het, voer hy aan dat God se roeping en redding slegs op Christus gegrond is, en nie op die toestand van jou huwelik, godsdienstige tekens van die verlede of jou sosiale status nie. Gelowiges is in Christus geroep en word bemagtig om bo hulle omstandighede uit te styg tot verheerliking van die Lam van God, Jesus Christus. Kom ons bid saam. Here, U roeping in U alleen staan ons vas. Amen.